Goeiemôre, gaan dit goed met julle? Lekker, sê bietjie prys die Here. Is lekker om julle te sien, baie welkom as daar enige gaste is, mense wat vir die eerste keer hier is, baie welkom, ons hoop ons sien julle gou weer. So gister het ons lekker rugby gekyk, is baie jammer gewees, die Stormers het nou nie deurgehaak nie, ons was daar gewees, baie lekker gewees. Skop nou 'n dooie hond, daar sy. Ja, nee, vir ons Stormers vriende wat hier so is, baie dankie vir die entertainment, dit was lekker. Toe hulle daar so, hulle het op 'n stadium, toe het hulle mekaar om die kraan, nou skree ek daar van die kant af, pizza! Justine tik my, sy sê, ons sê nie sulke goed nie. So was lekker geweest. Was die eerste keer dat my vrou en die kiddies ook daar was en hulle het 'n belewenis, nou sien my kleinsteenetjie sê, papa, dis baie meer intens daar so as by die huis. Ek sê, nee, maar daar's ouens wat rugby gek is, maar het was nou lekker geweest. Was 'n lekker naweek. Is julle okay? Gaan dit goed met julle? Ek wil net weer vir julle sê, as daar iets is waarmee ons julle kan help. En as ons julle kan help, dan gaan ons julle help. So kontak ons by Info uit die Bron. Dit is sal vir ons 'n voorreg wees om te kyk waar ons bietjie kan betrokke raak en julle miskien help. Maar vir die ouens wat dalk nou vir die eerste keer hier so is, ek is besig met 'n reeks en ons kyk bietjie na genade. So ons is besig om lyne bietjie reg te trek in ons lewens, maar ook om die kerk bietjie op 'n sterker plek neer te sit. So as gevolg van dit wat ek ervaar in die gemeente, mense wat ek sien en besoek en so aan, het ek agtergekom dat seer is nogals 'n ding wat mense eintlik van mense afsteel. Dit hou hulle geweldig baie terug in die lewe en hulle ervaar nie dit wat hulle noodwendig kan as gelowiges in die Here nie. So vandag se tema is genade. Kyk op, kyk bo en jy sal sien daai ou is nogals desperate. Hy is bietjie desperaat en dis waaroor dit gaan, want ons het uitdagings en ons uitdagings dis vir ons belangrik. Dit is partykeer lewe en dood. Dit is partykeer het ek huis, het ek nie huis nie, het ek 'n beroep of het ek nie eene nie. Dit is 'n klomp dinge. Het ek 'n huwelik, het ek nie een nie. Het ek 'n verhouding met my kind, het ek nie een. Het ek 'n verhouding met God of het ek nie een nie. So ons vra 'n klomp vrae. Maar ons kyk bietjie na genade wat ons fokus verhef, bietjie optel, ons fokus bietjie optel en ons hoop bietjie anker en ons lewens heilig maak. Ek dink dit is so belangrik om te besef dat ek en jy, ons is in 'n proses van heiligmaking en dit is wat God op sy hart het. En so ons het gekyk deel 1, hierdie is nommer 3 in die reeks. Deel 1 was genade, red my moet ook heers. Dit help nie net ons soek die genade van die Here, die vergifnis van sonde, maar ons wil nie ook hierdie inspraak in ons lewens vat en daaraan onderdanig wees nie, want ons het 'n geweldige stryd. Vat my sondes, but leave me my pigs. Take my problems, but leave me my pigs. Nee, daar in Samaria, raak net ontslaaf van die demon-possessed persoon. Daardie ou wat op hierdie handelsroete soveel chaos veroorsaak dat die dorpie is besig om onder te gaan as gevolg van hierdie man wat so besete is en almal op hierdie roete piets en te kere gaan en seer maak. So die mense was so lekker, dit was so lekker om die probleem, dat Jesus die probleem opgelos het, maar toe hy hulle varkies daar so in die see stuur, toe is dit nou 'n probleem. Take my problems, Lord, but leave me my pigs. Dis mos ons gesindheid. Nommer 2 is die genade wat genees, né? Die genade van God genees en hy bevry en hy restoreer en hy veroorsaak dat ons nie op 'n plek kom waar ons so soutpilare deur die lewe gaan nie, wat ons net die hele tyd vassak en vaskyk in die verlede, of dit wat ons verloor het, of dit wat ons nie gekry het nie, dit wat, net 'n klomp trauma en dinge van die verlede, en dis eintlik, nou beïnvloed dit jou verhouding met God, jy loof en prys hom nie soos daai tyd nie, want jy het skade gekry, ek kan hom nie vertrou soos voorheen nie, ek kan nie my huwelik, my maat vertrou soos voorheen nie, want hierdie ding het gebeur, en jy's eintlik gekneus, gepootjie, jy het seer gekry, en nou kan jy nie lekker meer hierdie wedloop hardloop nie. So vandag se genade lig ons oë. Ons gaan ons oë optel. En dit is dieselfde genade wat jou losgemaak het, dieselfde genade wat moet regeer, is dieselfde genade wat jou anker in môre se heerlikheid. So vir ons beraders, ek wil graag vandag ek gaan vandag 10 tools gee
vir julle as mense, want mense vra altyd, maar hoe? So hier's 10 van hulle. En ek wil hê dat ons beraders moet bietjie daaraan aandag gee, bietjie saam met my praat, bietjie sê, hoe kan ons 'n paar van ons beradingstegnieke aanpas, wanneer dit kom, so ek het 'n paar voorstelle, so ek wil hê julle moet hieroor praat met my, en want dit is waaroor gaan, het gaan oor, let us reason together. Okay, want ons wil groter deurbraak hê, ons wil meer vrug op die bediening kry, ons wil sien dat mense vinniger gesond en herstel word. So, die vraag is nie net altyd, is ons gered nie? Want dit is die vraag wat ons die meeste van die tyd moet vra, want mense se lewens openbaar nie noodwendig dat die Here heers in hulle lewens nie. So baie keer moet ons teruggaan na die basiese ding toe en sê, Jessie, is jy gered? Want hierdie goed is chaos, ons is nie betrokke by sulke goed nie, maar vandag se vraag is waarheen kyk jou hart? Nee, na wat kyk jou hart? Kyk jou hart net na pyn en teleurstelling en seer, of kyk hy na die koning? Kyk hy wel na die koning? Want sien, 'n kerk wat die hele tyd terugkyk, het geen momentum nie, en is vasgevang. Verloor daardie vermoë om in daardie potensiaal in te tap en beter dinge te ervaar en te beleef. So 'n kerk wat opkyk, is doelgerig, is heilig, is wakker, is rein en is gevaarlik in die hand van die Here. As die Here jou vat, dis nag vir die koninkryk van duisternis. Verstaan? En dit is wat ons wil hê. Die kerk is gevaarlik. Die bruid is 'n warrior bride. Sy is gevaarlik. Jy is gevaarlik. Geestelik is jy dinamies en gevaarlik. Maar wat is jou belewenis? Voel jy gevaarlik? Voel jy dat wanneer jy bid, is daar goeters wat skuif en beweeg en goeters gebeur en because the fervent prayer of a righteous man availeth much? Of voel jy, ag, dit help nie as ek bid nie, Henry. Help nie as ek float net so rond. Dobber so op die water. So ons wil daai goeters bevraagteken, want jy sit met openbaring wat 'n koninkryk kom vestig hier op aarde. Soos in die hemel, so ook op aarde. En ons moet hierdie vraag vra. So ons begin by Romeine 8 vers 18. Want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg kan word teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. So jy kom agter, daar's 'n heerlikheid wat op hierdie stadium nie teenwoordig is nie. Wat nog kom, wat nog op pad is. Maar kom ons praat net gou oor die woord reken, want ek reken. Daardie woord reken in Hebreërs beteken logisomai. Okay, so dit is my uitspraak van die ouetjie, logisomai. So dit beteken dit is nogals 'n gewigtige woordjie. Okay, so logisomai beteken om te oordeel soos 'n regter. So jy het na al die inligting gekyk en geluister, jy het alles bestudeer, alles wat na die tafel toe gebring is, het jy na gekyk. En jy het geoordeel soos 'n regter. Dit beteken ook, as dit oor syfers en, want ons het 'n klomp CA's in die plek en rekenmeesters en, nee, so dit is om al die syfers, al die data, al die inligting te kry en jy bewerk daardie goed so goed dat alles klop, alles maak sin, alles is reg. Dis 'n goeie boekhouer. Nee? Dit is om 'n finale uitspraak te maak op grond van feite. Dit is wat Paulus gedoen het. Hy is besig om 'n finale uitspraak te maak op grond van feite. Nee, ek voel, hy voel nou niks nie. Hy weet. Dis daai mooi Afrikaanse liedjie. Ek weet verseker, dis hy. Hierdie, dis hom. Daar sien ons hom. Logisomai. Dis nie 'n emosionele geloof nie. Julle, ons evangelie is nie een van emosies nie. Dit gaan nie oor hoe jy voel en wel ek voel dit is ek stem nie lekker saam met daai skriffie wat daar Paulus daarso sê, want ek voel dit is nie so lekker vir my. Nee. Werk nie so nie. Ons gospel, ons evangelie het niks met emosies te doen nie. Dit is hoekom die Paulus sê, be led by the Spirit.
Emosies hardloop saam met die vlees en die siel wat nog korrup is, wat nog moet aandag kry, wat nog moet inligting kry, openbaringe kry. Hierdie ding is soms vyhandig teenoor die dinge van die gees, want ons is so emosioneel oor dinge. En dan as ons so emosioneel is oor sekere dinge, dan maak waarheid, dan is dit asof waarheid sy swaartekrag, sy krag, sy standvastigheid verloor, want, ag nee, ek voel maar so. Okay. So ons moet daardie goeders aanspreek in ons lewens. So hierdie is teologiese realisme. Dit is wat die slim mense dit noem. Dit is soos, broer, alles is nagekyk. Alles is deurgegaan. En hierdie is die stelling. Lyding en heerlikheid is nie eens in dieselfde kategorie nie. Omdat lyding tydelik is, maar heerlikheid is vir altyd. So Paulus sê, ons kan nie hulle eers op dieselfde weegskaal sit nie. Die ene domineer net die ander ene, want hy is net heeltemal in 'n ander kategorie. Jy kan nie die twee vergelyk nie. Daarom maak hy hierdie stelling, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opgeweeg kan word teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. So, jy moet verstaan, hierdie ou ken van pyn. Hy ken van mense het my teleurgestel. Daai ou het my gedrop. Sy was nie daar vir my nie. Maar, waar was jy? So hy ken dit. Die disippels het hom, Markus laat val hom soos 'n sak warm aardappels. Hy en Markus beklei so, dat arme ou Barnabas word nie eens weer genoem ooit nie. Hy sê, Paulus, jy kan nie so wees met Markus nie. Hy sê, baie, uit die Nuwe Testament uit, hoor nie weer van jou nie. Cheers, goodbye, dankie vir die lekker tye. Jou vrou maak 'n killer hoender, baie. Sien jou nie weer nie, hoor nie weer van jou nie, Sela sterkte. En later sien ons weer, hey, hier kom nou Markus, is weer terug. Hey, John Mark, hier sy weer, saam met ou Paulus. Hey man, crazy stuff. En net by the way, John Mark was saam met Jesus. En Paulus is soos, ek gee nie om saam met wie jy gestap het nie, jy het my gelaat val. Jy het my gedrop, bro. En al sulke goeder. En nou so, the weight of glory crushes the weight of suffering. Dit kan nie vergelyk word nie. Tog in ons brein, in ons hartjies, in ons emosies is dit, hierdie is dit. Martie, dis nou so. Dis so. Punt. Nee, klaar. Ons vergeet die mag, die potensiaal van genade. Die komma. Genade, but God, dit beteken vir ons meer niks nie. So baie Christene voel, hulle is absoluut gebreek deur pyn. En die rede vir dit is, want hulle fokus nie waarop die disippels, waarop die apostels fokus nie. Hulle sien nie wat Paulus probeer sê nie, en ek moet eerlik wees, as jy hierdie begin lees in die Bybel, my vie, daar staan hy, regter, daar staan het, net soos ou Henry gesê, dan begin jy dit op elke ander bladsy en hoofstuk sien, dat, hierdie ou maak 'n groot bohaai oor die heerlikheid wat kom. Hy is nie soos, hy raai wat, goeie nuus, die heerlikheid kom nie, maar kom ons fokus net gou op hierdie probleem. Hy is soos, fokus op iets anders, fokus op die heerlikheid wat kom, en nou begin jy agterkom en sien, jeez, hierdie ou het iets aan die beet, want hy's gemartel, geslaan, gelos vir die dood, toch staan hy, al slaan jou pa my 10 maal oor my kop, dan staan ek op, dan kom ek weer. Dit is hy so sê, a can-do attitude. Dan sou Paulus, hy's dik geslaan, lippe so, jippe stikkend, knieges af, come on guys, let's go. Hy soos, gaan lê net bietjie, ek sal nie. Hy's 'n Jack Russell. In sy hart is hy 'n Jack Russell. Daai ou kan nie dood, hy kan nie gaan lê nie. Jy lewe nou wragtig as prins Paulus, né? So, maar hier is die ding. Baie van ons hou pyn naby ons oë. Nou as jy so maak, as ek so maak, kan
sien ek niemand nie. Nie eers bo nie, niks nie, ek sien niemand nie, dit is donker hier voor my. Maar as ek my oë oprig, al is my duim voor my oog, ek sien julle almal. Ek sien dit. Ek sien julle almal. So as ek my 2 duime voor my oë hou en my oë is oop en ek fokus op dit wat agter is en nie dit wat voor my is nie, dan sien ek julle. Perspektief en hoe jy na dinge kyk maak 'n hengse groot verskil. Dit bring verandering, dit doen ietsie. Nou ek weet dit was nou baie prakties, maar dit is 'n beginsel, okay? So hier is die eerste tool, vir ons beraders, asseblief skryf neer en vir jou by die huis, want jy kan self hierdie goeders gaan. Nommer 1, weeg jou lyding teen God se belofte, nie teen jou emosies nie. Nou, jy moet verstaan, ons lewe tussen 2 gespanne openbaringe. Jesus het gekom, hy het gekom, en dan Jesus gaan terugkom. Ons lewe in die middel, ons is nou tussen, Jesus het gekom, al die bewyse is daarso, die getuienisse is daarso, ons het die gees van God ontvang, ons wat hom nie gesoek het nie, het tot bekering gekom. Ons het bekeer, die gees van God is in ons gestort, skielik is al gawes, daar's dinge, daar's allerhande dinge, skielik het ek hierdie begeerte om heilig te lewe, ek wil nie meer soos 'n skurk deur hierdie lewe gaan nie. As ek 'n fout gemaak het, wil ek dit regmaak. As ek lelik was, wil ek regmaak. Ek is vinnig om jammer te sê, ek hardloop nie in karring aan met my sonde nie, ek stop en fight en daar's goed wat anders is. Voorheen het ek gekla en gemoun en beklei, ek sal oor jou ry met my Fortuner en ek sal reverse en dan sal ek weer vorentoe ry. Skielik wil ek dit nie meer doen nie. Maak nie saak wat jy aangevang het nie. Ek wil jou nie meer doodmaak nie. Ek het inner peace. Ek het vrede gekry. My hart het rustig geraak. Maar het anders, my aptyd het verander. Die goed wat ek voorheen van gehou het, hou ek nie meer van nie. Goeders wat ek gedink het is boring en is vir geeks en nerds. Ek is ook een by the way. Dis die goed wat ek like. Ek like dit om nie te vloek en te kere te gaan en mense net die hele tyd wil by mekaar maak. Ek like dit. Wat dit beteken ek gaan nie meer seer kry nie. Dis wonderlik. So nou moet jy verstaan, ons lewe tussen hierdie 2 spannings, né? Tussen die genade wat verskyn het en die heerlikheid wat kom. So wat doen dit vir pyn? Dit beteken nie dat hoop, skielik as ek nou praat van hoop, beteken dit nie, jy wil net die hele tyd escapism en jy wil op 'n ander plek wees, so met ander woorde, jy's in hierdie la-die-da wêreld wat nie realisties is oor die uitdagings wat jy nou het nie. Hy ontsnap nou voor die TV, sy ontsnap nou hierso by haar vriendinne, sy doen hierdie tipe goeders. Nee, dit beteken, wanneer ek hoop het en ek vestig my hoop in die wederkoms van die Here, in die heerlikheid wat gaan kom, dan beteken dit is 'n brandstof vir heiligheid. Die wederkoms is nie net spekulasie nie. Dit is 'n heiligmakende verwagting. Nou moet jy verstaan, onthou ons lees van die 10 maagde wat voorberei is of wat hulle self moes voorberei vir die Here wat kom. Dan kry jy die ouens, hulle kannetjies is vol, hulle is reg om te gaan. Dan sien jy die ouens wat nie voorberei is nie. Leen my bietjie van jou olie. Nou, wys, gaan kry jou eie. En dit is waarvan ons praat, okay? So, wanneer jy in afwagting is, ek gaan my Heer sien, hy kom om my te haal, fraaie parels, né? Jesus se kroon. As ek weet, as ek leef in hierdie plek waar ek is besig om te kyk na hy wat kom, dan beteken dit daar is 'n aktivering wat in my lewe plaasgevind het. Ek wil nie meer in my seer en in my pyn, in my trauma verrot nie. Ek soek iets anderste. Ek wil 'n ander belewenis hê. Nou die persoon wat nie kyk met vreugde na dit wat kom nie, hy ervaar nie dit nie. Dis hoekom jy kry 2 tipe mense. Jy kry die ene, albei gaan deur die presies dieselfde ding, dieselfde seer, dieselfde, alles is dieselfde. Die een floreer. Ignoreer nie die pyn nie. Ontken nie die seer en die pyn en die verlies en daai goed nie. Ontken dit glad nie. Maar daai karakter word gevorm en daar's 'n voorbereiding wat plaasvind teen die ene wat verkrimp in een sak en eintlik in daardie plek doodgaan, daai verrotte toestand. Nê? So dit is die 2 mense wat jy kry.
Tool nommer 2, gebruik Christus se wederkoms as dryfkrag vir heiligheid, vir genesing vir die hart, vir disippelskap en versending. 1 Johannes hoofstuk 3 vers 3 sê 'n baie belangrike ding en dit eintlik bring alles wat ek sê en hy som dit op in een sin. Hy sê everyone who thus hopes in him purifies himself. Genesing, innerlike genesing, karaktervorm, al hierdie is deel van iemand wat homself reinig vir hierdie Messia wat kom. 'n Kerk wat die wederkoms ernstig opneem. Nou ons gaan nou nie datum skiet nie. Ons gaan nou nie sê 3:15 vanmiddag is daar, pak jou goedjies, gee jou kar weg. So, ons gaan nie dit doen nie. Maar hy kom. Okay? 'n Kerk wat die wederkoms ernstig opneem, sal nie wêrelds lyk nie. Sal nie doen wat die wêreld doen nie. Gaan nie teruggaan na die dinge waarvan die Here hulle vrygemaak het nie. Maar 'n kerk wat die wederkoms ernstig opneem, is ene wat die wêreld gaan verander. En dit is wie ek en jy is. Ek en jy het soveel van God beleef in hierdie klein oomblikie. Jy het meer as genoeg om 'n radikaal verskil te maak by jou huis, by jou werksplek, net waar jy gaan. Die stryd vir heiligheid is 'n stryd van geloof deur die lense van toekomstige heerlikheid wat op pad is. Ons is in 'n stryd vir heiligmaking. Jou vlees sê, jou gees sê, ons sal. En dit is dan hierdie bots, hierdie toosie binnekant ons, Romeine 7. Dit wat ek dit wil doen, dit wat ek kan, dit is daai stryd. So ons sê nee vir sonde, nee vir bitterheid, nee vir wanhoop. Hoekom? Nie omdat ons dink ons is beter of sterker as enigiemand anders nie, nee. Maar omdat hierdie uitkyk op die lewe 'n proses in my lewe aktiveer, waar ek besef dat Christus wat kom en dit wat hy in gedagte het vir my, is ver beter as wat hierdie wêreld kan aanbied. So ons gaan vinnig na 3 mense kyk. Tool nommer 3. Lees jou verlede deur God se hand, nie deur jou wonde nie. En ons sien dit natuurlik, Genesis 50 vers 20. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Daai arme Josef word eers geslaan. Hy het mos daai slaan my gesiggie gehad. En sy broer wou mos die hele tyd sy neus aftrap. Ou Ruben, ek gaan vir jou bymekaar maak. Wag, het pappa net wegkyk. Ja, jy's net pappa se dingetjie, nê? Nee. Ou pappa se skootdoontjie, né? Wag het dat pappa in die veld, ek gaan vir jou rook. Julle ken dit. As pappa net sy ruggie draai. Dan dink ek aan 7 ster se pappa. Pappa is nie nou tevrede nie. Anyway, dis nou vir die ouer mense, né? Pappa is nie nou happy nie. Anyway, hier kan baie goed gebeur hierso van vooraf. So, nou is hy in daai situasie. Sy broers lyk hom niks nie. Nou beplan hulle om hom kwaad te doen. Weet jy, kom ons gooi hom in die put, los hom al dat hy net daar dood gaan. Nou sê een nou, nee, wag 'n bietjie, ons kan geld maak uit die perd uit. Okay, kom ons kry hom weer terug, help hom weer terug. Hy sê, dankie boys, het julle nou weer julle harte verander. Mamma gaan nou so bly wees en pappa gaan so bly. Ons verkoop jou. Kom ons verkoop jou 20 stukke silwer aan die eerste ons slaan die bot toe op hierdie Egiptenaar. Ja, jy lyk vir my okay, vat hom, waar gaan jy? Hy word Potifar se slaaf. Waar is die teeltjies? Luister, as jy klaar die teeltjies was die vensterbanke, daar so sien ek, daar so spinnerakkies, jy doen nie 'n goeie job, jy gaan vir jou uithaal. Nah, hy lewe onder vrees, doen alles reg, nou raak die vrou verlief op hom, jy is so hard. As die son sak op jou breinvelletjie dan, en dan kyk sy na Potifar, hy het nou opgegee. Hy word bederf, Potifar kry die beste, mamma is nie meer happy nie. En hy sê, hoe sal ek hierdie ding teen my God doen? Hy het al die regte redes gehad om die verkeerde ding te doen. Hy kies om God te vrees. En weet jy wat, op 'n stadium gaan dit so sleg in Israel. Die nasie kom na Israel toe, na Egipte toe en sê, Jessie, kan ons by julle koring en graan en kan ons hierdie goed by julle kry, by julle koop, want daar's niks
kos in die land en daar's niks nie. En dit was as gevolg van Josef. Josef word mos, hy lê 'n droom uit, kom daarso by die koning en die koning sê, "Wel, kom ek sê julle wat die ou wat hierdie drome geïnterpreteer het van die 7 wonderlike jare en die 7 hongerjare, hy is die ou wat hierdie ding moet bestuur. God het dit aan hom openbaar en hy word tweede in 'n bevel van 'n heidense volk. Kom hy en hy is tweede in bevel en hier kom sy broers. Nou hierso kom Josef, dis nou wat nice is van Josef. Hy het nie toegelaat dat hierdie goeters hom net die hele tyd boelie en afbreek en wat nie, want sy broers kom maar aan en jy hoor nie hom sê, "Julle het my lewe vernietig." Hy sê dit nie. Ek gaan vir pappa sê. Nee, hy sê nie dit nie. Hy sê kwaai en lelik en julle het my Sarel vang hulle, gooi hulle vir die leeu's. Nee, hy doen nie dit nie. Hy sê, dit wat julle beplan het vir kwaad, God het dit in goeie gedink. Yes! Ek sou hulle uitgehaal het. Hang hulle, kom, bring die perde, vat, jy hierdie kant, daai kant, voeping! Uithaal. Wat kan ons nog doen? Daar is 'n hele klomp, daar is 11 van hulle. Wat kan ons volgende doen? As 'n goeie en ons gaan jou van daai piramide afgooi. Ons gaan kyk hoeveel keer rol jy voordat jy die grond tref. Hoeveel hoppe is in jou oor? Nee, ek sou seker goed aangedink het. Ek sou. En ek seker jy dink ook aan 'n paar goeie goedjies. Dis wat ons sou gedoen het met iemand as ek Wie Farao gaan nie sê sis man nie. Hy sal sê games is great. Ek love it. So hy doen dit nie. En dit is die ding. Hy kyk na sy pyn deur God se voorsiening en herinterpreteer dit. Dit wat julle vir kwaad bedoel het. Kyk wat die Here gedoen. Hy het my hier gesit en nou kan ek nasies kos gee. Faith does not deny facts. Yes, ek is seker daai ou het aande gehuil. Here, hoekom? Wat gaan aan? Waar? Maar omdat hy vorentoe gekyk het, die hele tyd bewus was van God, was daar nie 'n sonde nie. Nie eens 'n vat so 'n Potifar nie, niks nie. He enthrones God above them all. Faith does not deny facts, but it enthrones God above them all. As dit so in jou gedagtes gaan lê, he takes a seat at the table, en hierdie ou gaan en hy sê, nee, jy het nie 'n sitplek hier nie. God above all. Die tweede ding, of die vierde tool is natuurlik Christus gefokus. Moet nie staar na wat jou tref nie. Kyk na wie jou ontvang. En natuurlik Handelinge 7:55. Maar Stefanus vol van die Heilige Gees het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Kyk, het hy gesê, ek sien die hemel geopen en die seun van die mens wat aan die regterhand van God staan. Die klippe tref hom. Ek sou daai klip opgetel het en teruggeslinger het. Ek sou soveel klippe opgetel het as ek wou klik kan. Eino. Strong met jou nie. Dis wat ons sou gedoen het. Wie gaan stil sit as iemand jou met 'n klip? Jy gaan 'n klip slinger. Jy gaan hom optel, jy gaan hom whine. Daai ou doen dit nie. En nie soos die ding. Iets steel sy fokus. En dit is die openbaring. Kyk hoe die hemel gaan oop. Daar staan Jesus, hy staan op. Dis 'n teken van respek. God staan op en ontvang sy seun. En skielik verloor die klippe hulle die pyn wat hulle veroorsaak. Skielik is hierdie ou op 'n plek waar hy voel nie eens dit wat hom tref nie, want dit wat hy sien oorweldig wat hy tans deurgaan. Jy kan deur 'n openbaring so 'n plek bereik waar God kan iets aan jou openbaar en dit het die vermoë en die krag om die pyn. Kyk, dit verander nie waardeur Stefanus gegaan het nie. Dit het nie skielik nou, die ouens het nie opgehou gooi nie, hulle het hom doodgemaak. Maar sy ervaring was godly. Here, moenie hierdie goeders teen hulle hou nie, vergewe hulle weet nie wat hulle doen nie. Oh my hat. Nie, Here, dankie ek sien nie. Gooi nou 'n weerligstraal.
stuur daai beer wat Elia gestuur het toe hulle hom gemok het omdat hy nie hare gehad het, stuur daai vir Elisa, stuur daai beer en eet hulle op. Het julle daai ding in die Bybel gelees? Pas op wat jy sê vir 'n blessed man. Is gevaarlik. Die klippe tref hom, maar die openbaring dra hom. God is bereid om iets vir jou te openbaar, om jou te help in hierdie tyd. Is jy bereid om te gaan soek? Is jy bereid om te gaan luister? Want hy is bereid om iets te openbaar. Iets vir jou te doen of te gee, wat hierdie tyd beter kan maak. Wanneer Christus groot word in jou visie, word pyn klein in jou ervaring. Sy ervaring was maar niks nie, futile. In dit wat hy gesien het. Daar's groter gewig in dit. Tool nommer 5. Skrif moet 'n prioriteit wees. Laat God se beloftes harder praat as jou gevoelens of jou uitdagings. Luister mooi. Ek en jy, ons is die kinders van Abraham. Ons deur geloof is die regverdige van Christus. Ons is so skoon gewas deur die wonderbaarlike bloed van die lam, dat daar is niks teen ons nie vir altyd. Jou verlede, jou hede en jou toekomstige sondes kan nie teen jou gereken word nie. Beteken nie dat die Here gaan toelaat dat jy sondig nie, jy gaan sleg voel, lekker. Hoekom? Want die Heilige Gees binne jou haat sonde. Jy gaan sleg voel. Nie condemned nie, maar jy gaan lekker sleg voel. Luister wat sê Romeine 4 vers 8 en hy sê, toe daar geen hoop meer was nie, het Abraham nog gehoop en geglo, en so die vader van baie nasies geword volgens die belofte, so sal jou nageslag wees. Hierdie ou het ons geleer, ons moet net vashou aan die belofte wat God persoonlik gee. Hierdie ou die Here het vir hom 'n persoonlike belofte gegee. En dit het hom gedra. Romeine 8 vers 19 sê hy, en sonder om te verswak in die geloof, het hy, al was hy omtrent 100 jaar oud, nie gelet op sy eie liggaam, wat al reeds verstowwe was nie, en op die verstowwe toestand van die moederskoot van Sara nie. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie, maar hy is versterk deur die geloof, en het aan God die eer gegee, en was ten volle oortuig, dat hy ook die mag het om te doen wat hy beloof het. Daarom is dit hom, nee man, daarom is dit hom ook die geregtigheid gereken. Maar dit is nie alleen om sy ontwil geskryf, dat dit hom toegereken is nie, maar ook vir ons ontwil, aan wie dit toegereken sal word. Ons wat glo in hom, wat Jesus ons Here uit die dode opgewek het, wat oorgelewer is ter wille van die misdade en opgewek ter wille van ons geregverdig of regverdig maak. So, ons glo en hoop ook in die Vader. Ons kyk na hom wat Christus uit die dood uit opgewek het. Nou moet jy verstaan, die wêreld sug, die kerk sug, maar ons sug met 'n verwagting, met 'n hoop. Ons sien uit, dis nie daai negatiewe, jy's plat gevee soos botter op 'n broodjie nie, jy's nie gesmeer nie. Jy het eintlik, daar's nog iets van jou. Ons het 'n hoop van heerlikheid. Hoop ontken nie, weer eens, hoop ontken nie dat daar nie pyn is nie. Hoop het wel 'n sekerheid in hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het. The Christian hope is the confidence that God will finish what he started. Dit is ons hoop. Dit is ons heerlikheid wat wag. 'n Kerk wat dit glo, raak nie passief nie. 'n Kerk wat dit glo, raak aktief in heiligheid en raak missionaal en purpose gedrewe. Hier is die 6de tool. Hoop en dissipline. Oefen jou hart om môre se heerlikheid te geniet deur vandag se genade. Vandag gee God vir jou die genade om oor 5 minute 'n goeie besluit te maak. Om oor 'n uur van nou af 'n besluit te maak. Om oor 10 ure van nou af 'n goeie besluit te neem. God gee altyd genoeg genade vir jou om 'n minuut, 30 sekondes, oor 5 minute, uur, môre, oormôre, die regte besluit of die regte ding te kan doen. Die mag van sonde is gebreek. Die genade is hier vir jou om vir die eerste keer in jou lewe te doen
wat God wil hê, jy moet doen. Nou hier is die ding. Die kerk is nie net 'n hospitaal vir siek mense nie. Ek dink partykeer vergeet ons, of ons dink net dat, weet jy wat, hierdie is net 'n plek vir siek mense. En dit is so. Hierso tussen ons is daar 'n klomp hypocrites. Hier is mense wat beloftes maak en dit nie vervul nie. Hulle sê ja, maar dan sê hulle nee. Hulle doen dit, maar hulle doen dat, verklaar dit, maar leef so. Is 'n klomp van ons. Nou is daar mense wat sê, ja, ek gaan nie kerk toe nie, want daar's 'n klomp hypocrites, maar hulle vergeet, hulle is hypocrites. En so ons is maar nie almal in dieselfde bootjie. Die al verskil is daar is 'n ywerigheid in ons almal om God te behaag. Iewerste op ons lewenspaadjie het God ons aangeraak. Daarom sit ons hierso. Iewerste het ons soveel hoop verloor. Ons wêreld het in sak en as in mekaar ingestort. Daar was niks lewe nie. Daar was niks nie. Ons lewe was swaar, dit was moeilik. Ons was in onsekere tye. Ons het geliefdes wat siek geraak het. Ons het geliefdes wat dood gegaan het. Ons het baie op en af beleef. By die werk het ons eendag het ons 'n beloning gekry of ons was bevorder gewees net om 'n jaar later alles te verloor wat ons gekry het. Hierso is mense wat dit alles al beleef het. So dit is 'n plek vir siek mense. Maar raai wat? Dit is ook 'n bruid wat voorberei word vir die koning. En ons moet dit nie vergeet nie. Jy is deel van die bruid wat voorberei word vir Christus, vir God wat kom. Dit beteken, ek het al oor die 200 troues gedoen. En weet jy, of het daar eerste huwelik is of al 4de huwelik? Ek het nog nooit 'n lelike een gesien nie. Hulle is mooi aangetrek. Dit lyk nie of hulle nou net uit die wasmasjien uit geklim het nie. Hulle lyk mooi. Die hare is mooi gemaak. Ek het in die eerste diens gesê, want almal het gelag toe ek gesê die 4de troue so. Ek weet nie wat gaan met julle aan nie, man. Daisy de Melker. Nee, ek stel. Maar ek het nog nie 'n lelike bruid gesien nie. Of het nou 'n tradisionele rok is wat gemaak is, jy weet, mooi, dit is nou, of ietsie wat gekoop is by Troos of waar ook al. Ek het nog nie 'n bruid gesien wat lelik daar aankom nie. Hulle is altyd netjies, mooi, naels is gemaak. Dit is alles, skoentjies, alles is netjies en die rok is altyd netjies. En dit is die gesindheid van ons wat met 'n afwagting uitsien na die Here se koms. Ons is daai maagde met die vol oliekanne. Ons is hulle wat konstant besig is om, dan vat ons 'n haartjie weg, dan vat ons 'n donsie af, dan doen ons hier so, dan sit 'n in Engels 'n pleat, nee? Dis mos dan vat ons hom so, en ons is konstant besig, en jy is omring deur mense, wat jou blommemeisie is, of hulle is jou strooijonkers. Dit is ons, dit is wie ons vir mekaar is. Ek erken dat jy die bruid van Christus is, so as ek iets in jou lewe raak sien, of ek identifiseer iets wat nie reg is nie, dan kom ek, en ek is so, nou lyk jy lekker, nou is dit nice. Wag, hier is nog langs wie staan jy? Wat gaan hier aan? En jy maak mooi. Dit is hoe ons mekaar moet bedien. Dit is wie ons vir mekaar is. Maar nou is daar 'n klomp van ons wat nou sê, ek hou nie van as jy my raakie, moenie my raakie, ek is nie, nee man, ons is 'n community. Ons is strooijonkers en strooimeisies vir mekaar. Maar luister hierso, ons is 'n kerk wat so ingestel is, wat besef dat hulle is die bruid van God, en luister hierso, jy gaan eendag voor jou God staan, van aangesig tot aangesig. Julle, hy gaan jou so vat. Hy gaan so staan. Die Bybel sê hy gaan elke traan afvee. Wat beteken dit? Okay, nou verklaar ons dat al die trane afgevee word. Nee, hy's 'n persoonlike God. Hy gaan na jou toe kom en elke traan
van jou wang afvee. Hy gaan jou raak. Ek sien uit na dit. Man, my hart raak sommer warm. Ek wil sommer sondes bely wat ek nog nie gedoen het nie. Maar dit is wat gebeur met jou wanneer jy so ingestel is dat jy besef, jy gaan voor hom staan. En hy gaan alles van jou lewe weet. Ek wil daai een wees, wat sy oliekannetjie vol is, wat daar is nie 'n vlekkie nie, daar is nie 'n rimpel, soos die Afrikaanse 83 sê nie, no spot or wrinkle. Ek is reg om my Here te sien. Dit is wie ons is. So hy kry nie enige genot, omdat ons almal pyn ervaar en beleef. Mense wat ons liefhet, gaan vreeslike dinge soms doen. Hulle gaan ons so in die steek laat. Partykeer gaan hulle ons in die steek en in die skuld laat. Maar sy genade is meer as genoeg, dat jy nie op 'n plek kom, waar jy verrot in die pyn en in die verdriet en in daai dinge nie. Hy soek 'n bruid sonder vlek, sonder rimpel. Wat gaan jy doen met die teleurstelling? Wat gaan jy doen met die pyn? Wat se keuse gaan jy maak? Hoe gaan jy hom vertrou? Waarna gaan jy uitsien? Wat gaan jy probeer doen en bereik saam met hom? Hoe gaan jy oor hierdie hekkie kom? Of gaan jy daar lê en murmureer? Vlekke is opsetlike sonde. Dit is mense wat kies om in sonde te leef. Hulle het nie meer geveg binne nie, hulle wil nie meer beklei nie. Hulle het dit aanvaar. Ek is nou maar so. Vlekke. Rimpels, geestelike familiariteit. Dit is daai persoon wat so gewoond geraak het aan God en sy lering en sy instruksies en sy woord, dat hy nie meer in 'n heiligmakingsproses is nie. Dis rimpels. Dit is soos, ek ken daai storie. Ja, jy kan my niks van daai vers vertel nie. Ja. Dit stig nie meer sy hart nie. Daar's nie meer 'n conviction nie. Sy gewete is geseël met 'n warm yster. Hy just carries on. Dit is wat daai goeders beteken. Doel 7, herstel dan aanbidding, eerbied en haat vir sonde en kom op 'n plek waar jy dankbaar is vir dit wat God wel gedoen het, wat goed is in jou lewe. Onthou, as ewige lewe al is wat hy vir jou gee op hierdie aarde en hy gee vir jou niks anders wat goed is nie, sal jy tevrede wees met dit? Sal dit jou gelukkig maak? Sal dit meer as genoeg wees dat jy kan sê, Here, ek is hier vandag, nie vir my nie, maar omdat ek vir u wil dankie sê dat u my God is, want ek herken u as saligmaker en verlosser. Daar's geen ander God behalwe u nie. Ek sukkel, ek het pyn, ek het lyding. Wow, weet jy wat? Jy klink vir my soos een van daai ouens in die psalms. Jy klink vir my soos Habakuk. Jy klink vir my soos iemand wat Dawid. Jy klink soos die seuns van Korah wat hierdie briewe skryf in die psalms en liedjies bymekaar sit. Jy klink vir my of jy bietjie volwasse geraak het in jou geloof, want jy sê nie meer vir die Here, Here, as jy my liefhet, dan gaan jy vir my hierdie werk gee, waar ek baie geldjies kan kry, dan kan ek kry wat ek wil nie. Maar weet jy hoeveel mense bid dit? Here, as jy my liefhet, dan weet ek, jy gaan vir my vir Stefan gee. Stefan gaan sy vrou haat, en hy gaan my raak sien. Gee Stefan vir my. Ek sal vir hom oppas, ek sal sy ruggie vry, met sy haartjies, ek sal vir hom kruip, as een beetje my. Mense, dit klink belaglik. Mense bid dit. Mense het belaglik geraak. Die kerk het belaglik geraak. Dat hulle sê dat hulle fisiese ervarings, dit wat hulle fisies nou beleef in hulle lewe, openbaar of God lief is vir hulle of nie lief is vir hulle nie. Daar's net een manier en een openbaring wat jy gaan kry om te sien dat God jou lief is, en dit is die kruis van Jesus Christus. Meer as dit gaan jy nie kry nie. Jy gaan nie die werk daar kry wat jy wil hê of voorbid nie. Hy gaan nie dit vir jou gee om te wys hy's lief vir jou nie. Hy gaan nie. Hy kan, maar ek dink hy gaan nie.
Hy wys vir jou die kruis van Jesus Christus, die dood van die Seun van God. En as dit nie genoeg vir jou is nie, dan gaan die werk nie goed genoeg vir jou wees nie. Want sê, dan gaan jy die werk kry, dan gaan jy nou sê, ag maar jy sê, nou het ek 'n baas wat horrible is. Hy's horrible. Here, as jy lief is vir my, vat die baas uit. Wanneer gaan dit stop? Want nou gaan dit die volgende ding wees. Nou is die baas vervang met 'n ander baas. Here, hy's nog erger. Here, vat hom ook uit die pad uit. Dit gaan nie stop nie. Jy gaan gierig bly, jou gierige dier. Al dra 'n aap 'n goue ring, jou piesang, jy bly 'n lelike ding. Jou hart verander nie. Jou hart bly dieselfde. Nou bly ons lelik. Sis man. Herstel jou aanbidding. Repent jy. Berading gaan hand aan hand met repentance. Ek wil net bely, ek moet die Here vergewe, want hy het nou nie, dit vir nou nie Stefan vir my gegee nie. En ek moes nou aan Kobus getroud bly, want Stefan het vir my gesê, hy stel nie, hy wil net 'n vriend wees, en ek weet nie, repent vir oorspel. Ek wil nie die Here vergewe, God doen nie iets vergewe, iemand wat heilig is, maak nie foute nie. Jy bring hom af na jou vlak toe. God is not a man that he should lie. Hy sal nie foute maak nie. Hy kan nie. Hy's God. Dit wat hy toelaat, hy het 'n plan. Romeine 8 vers 28. Alles werk ten goeie mee vir dies wie die Here liefhet. Net omdat jy dit nie nou kan sien of verstaan of voel nie, beteken nie hy het 'n fout gemaak nie. Something good is happening. Jy kan dit net nie sien nie. Herstel jou aanbidding. Sonde steel. Hoe stop ons diefstal? Sonde steel visie en missie. Teleurstelling steel hoop. Familiariteit steel verwondering. Ons staan nie meer in verwondering nie. God het mens geword. Dit is genoeg vir my en jou om vir jare te sê, oh my head. God het mens geword. Wys jou, ons is vlak in ons aanbidding. Ons is vlak in ons meditasie. Ons is vlak in die skrif. Ons is vlak grond. Saad word gesaai, dit omdat daar nie diepte is in die grond nie, maar baie vlak is, kom hierdie saadjie en hy val, en hy skiet wortel maar nie diep genoeg nie. Wat beteken dit, Henry? Dit beteken wêreld, die liefde vir die wêreld, liefde vir wêreldse dinge, vir plesier en daardie dinge, gaan jou beïnvloed, en jy is die ene wat nie vrug gaan dra nie. Terwyl Johannes 15 sê, by this my Father is glorified, that you bear much fruit. Nou gee ek nie vir God wat hom toekom nie, want my tyd saam met God is vlak. My grond, die Bybel sê 'n mooi ding, hy sê, and the seed cannot mature. So as jy die hele tyd wegval, God het jy my lief, hoekom gee jy nie vir my die? Jy is vlak. En vlak grond kan nie vrug produseer wat volwasse is nie. Nommer 8, stop die staar. Hou op om obsessief te fokus op pyn. Op pyn, seer en teleurstelling. Hou op obsessief te wees oor dit. Raak obsessief oor God, oor sy genade, oor sy vergifnis, oor die feit dat hy jou liefhet. Raak gaga oor dit. Nommer 9, ruil jou hoekom vir wiesin. Daai mense wat so sukkel, daar's 'n ding wat hulle noem, the orphan spirit. Dat omdat dinge nou nie uitwerk soos wat jy dit wil hê, en soos wat jy gehoop of gedroom het, dat dit so gaan uitwerk, beteken nie jy's 'n weeskind nie.
Jesus het gesê in hierdie wêreld gaan jy baie teëspoed kry. Hy het dit gesê, hy het nie eens doekies omgedraai nie. Hy het dit gesê. Hy het dit gesê sodat wanneer dit gebeur, dat ons sal glo dat hy praat die waarheid. Dat wanneer hy iets vir ons sê, dan weet ons, hy is 'n waarmaker van sy woord. Toe daai disippels begin trauma kry en begin uitmekaar uitval en spat, toe hulle soos, hy het gesê dit gaan gebeur. Hy het die waarheid gepraat. Hy is God. Ons sê, nee, hy het my nie lief nie. Ek is nou nie sy kind nie. Hy haat my. Hy straf my. Nee, hy doen nie. Niemand word in hierdie wêreld gestraf nie. God hou wraak vir eendag. Daar's repercussions, daar is gevolge van sonde. Maar niemand word nou gestraf nie. Straf kom hierna. En jy's of in Christus, en al die wraak van God is op hom uitgegooi, en jy sal niks beleef nie, of jy staan alleenig, en die wraak van die Here gaan op jou uitgestort word. En hy gaan nie terughou nie. Jy is syne. Jy is syne. So as jy deur 'n moeilike ding gaan, jy is syne. As jy 'n bietjie teëspoed tref, jy is syne. Daai arme psalmskrywers, Here, ek verstaan nou glad nie wat hier aangaan nie. Ons loof U en ons is getrou en ons is aanbid en ons doen al hierdie dinge, maar yesterday het jy vir Gerard gesien. Ja, daai ou is 'n goddeloos, lelik soos die nag, hy kry die mooiste vrou. Hy is so skurk, so buffel, so, yes, ek is seker hy daai ou doodgemaak. Kinders floreer, Victor Ledorium, top 10, mooi, sukkel met niks nie, my kind het koliek, my kind wil nie slaap nie, lyk soos my skoonma. Jy klink soos iemand in die psalms. Maar, dan sê die Bybel, dan staan hulle in die teenwoordigheid van God. En hierdie ou, niks het vir hom uitgewerk nie, maar hy bly getrou, hy bly afhanklik van die Here. En dan staan hulle in die teenwoordigheid van God, dan staan hy, terwyl die ander ene wegval. Dis die verskil. Hierdie wêreld gaan nie goeie goddelike mense goed hanteer nie. Hierdie wêreld haat jou, want hulle haat God. Haat jou. Hulle gaan jou steel, belieg, blameer, beroof. Dis die natuur van hierdie wêreld. Hy wil geloof breek, hy wil hoop steel, hy wil God in 'n swak lig plaas. Dit is sy mandaat, dit is wat hy doen. Maar jy weet van beter, want jy het die skrif, en jy het die gees van God binne jou. Jy weet van beter. Maar nou en dan begin ons saamstem. Ja, hoor wat jy sê. Ja, hy is nogal 'n buffel. Ja, nee, hy het my vergeet. Wat is die waarheid? Maak reg vir sy koms. Maak reg vir die Here wat kom. 'n kerk wat opkyk, is sterk. Jy is gevaarlik. Jy is gevaarlik, omdat hy die kern is. Een kerk wat vir Christus se wederkoms leef, sal nie in selfbejammering verrot nie. Sal nie. Hy sal nie. Maar ons ken van seer. Ons is nie naïef nie. Ons lewe nie in Ethiopië nie. Ons lewe in die hel. Hierdie is ons hel. Hierdie is goeders waardeur ons moet gaan. Want mense, goeie mense, daar is Jesaja 52 vers 1.
And the righteous often dies before their time. Nobody seems to ask or wonder why. Nobody seems to ask or wonder why. It is God that is saving or protecting them from a worst evil to come. Op die oog af lyk dit wreed en seer en lelik. Tog is daar soveel genade in die lelik. Ons besef dit nie. Want erger goed was op pad. Erger goed. Maar dit wat gebeur het was vreeslik. Ja, God sê, erger goed. En ons sien nie sy hand en sy genade nie. Ons blameer hom. Kyk wat het jy nie gedoen nie. Kyk wat het jy nie gedoen nie. Kyk hier weer, jy het dit nie gedoen nie. Kyk weer, jy het dit nie gedoen nie. Dis nie hoe die bruid is nie. Ons vang hom met oop arms en ons sê dankie. Dankie dat jy my lewe verander het, my uitkyk, my siening verander het. Dankie vir wat ek het. Dankie. Ons ken van seer, ons ken van pyn, ons ken van moedeloos wees, ons ken van, ek is nie lus vir môre nie, ek wil nou my lewe neem. Ons ken daardie taal, ons verstaan dit is selfs in die Bybel. Duisternis is my vriend. God weet, die kerk voel so op 'n gereelde basis. Maar ons het altyd 'n hoop van heerlikheid om na terug te keer. Moenie verrot in jou pyn en jou ellende nie. Lewe deur sy genade. Want sy genade maak dat ons rein lewe, radikaal dien, vreesloos gee, vurig getuig, getrou volhard. Want sy genade red en heers en genees. En sy genade en deur sy genade tel hy ons gevalle oë op en ons sien weer 'n openbaring van dit wat kom. Amen. Kan die bedieningsspan asseblief vorentoe kom? Ons wil vir jou bid. Ons het so baie mense wat 'n behoefte het en jy's een van hulle. En jy wik en weeg al vir weke, moet ek gaan, moet ek nie gaan nie, moet ek gaan. Kom beleef dit. As jy net bietjie met iemand praat en iemand bid saam met jou. Kom asseblief, hier's baie tyd. Maar kom ons sluit ons oë. En miskien voordat ons dit doen, wil ek net dankie sê dat julle ons finansiëel ondersteun en altyd vir ons bid. Bid vir ons, bid saam, bid vir die kerk. Dankie dat julle inkoop en deelneem. Dankie dat julle serve en betrokke raak. Dankie dat jy hand opsteek en sê ek sal dit doen. Ek sal gaan uithelp by die kinders of die tieners of hier of daar. Dankie, julle is aktief. Julle is amazing. En as jy nog nie gee nie en jy het nog nie jou tyd hier belê nie, wil jy nie asseblief oorweeg om dit te doen nie. Asseblief. Maar kom ons sluit ons oë. Here, ons ontvang hierdie woord met geloof en met genade. En ons bid, Here, ons is van daai mense wat hulle oë laag hou. Ons kan nie mense meer opkyk nie. Ons kan nie meer opkyk nie. Ons het te seer. Ons is bang mense sien die pyn raak en sien dat ons sukkel. Here, help ons. Beïnvloed ons tot 'n plek waar dit soveel beter is. Geef vir ons die openbaring wat ons nodig het, sodat ons nie oorweldig voel en word deur hierdie huidige uitdaging in ons lewens nie. Geef vir ons iets om aan vas te hou, vas te klou. Geef vir ons dit weer wat Stefanus gekry het. Geef vir ons die woord wat Abraham ontvang het. Geef vir ons die purpose wat Josef gehad het. Ons bid dit in Jesus naam. En almal sê bietjie, God bless you. Bye bye. Kom vorentoe as jy bediening nodig het, ons is hier vir jou. Bye bye.